Dankie dat ons vanmôre in ons harte kan stil raak. Dankie Here dat ons vanmôre weet, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Dankie Here dat ons vanmôre, Here, weer vir die plek in ons elkeen se harte kan gee. En dat ons ook kan sê, dankie Here. Amen. Ons het vanmôre weer 'n groot voorreg om in die huis van die Here te mag wees. En dat ons ook vanmôre kan hoor wat die Here deur sy woord met ons elkeen praat. Die Here praat met ons elkeen op 'n besondere manier. Baie kere kom ons elkeen in ons lewens en ons vra, Here, wat wil U graag vir my sê? Here, wat sal die boodskap wees wat U vir my wil gee, ook vanmôre? Here, wat sal die woord wees, Here, wat 'n verandering in my lewe sal bring? Ons elkeen ken die Here Jesus Christus. Ons weet dat die Here vir ons elkeen al by ons naam geroep het en vir ons gesê het, dit is tyd dat ek en jy 'n afspraak met mekaar moet hê. Ons elkeen weet ook al reeds dat die Here sê, bekeer julle en keer terug na my toe. Ons is net mense wat ook swak raak. Ons is ook mense wat op 'n tyd in ons lewe kom wat ons stikkend raak. Daar's ook 'n tyd in ons lewens wat ons kan stil staan en sê, Here, maar U voel vanmôre en vandag so ver weg van my af. Here, die dag van môre is onbekend, Here, ek ken hom nie, ek weet nie wat gaan môre gebeur nie, ek weet nie wat gaan deur die week gebeur nie. Here, dit is nie by my nie, Here, maar in U hande, Here, wat gaan gebeur? En as ons vanmôre die kruispad in U en my lewe vir die Here vanmôre gee, as die Here vanmôre vir U en vir my by 'n kruispad in ons lewens gaan bring, en sê vanmôre moet julle die weg na God toe kies, dat ons gaan weet, die Here sê vanmôre, volg my. Amen. En ek sal vir julle die weg wys. Mag die Here ook dan vanmôre hierdie woord oopbreek in U elkeen se lewens, en dat dit 'n woord van bemoediging sal wees. Baie kere hoor ons dat ons vrou of ons man of ons kinders met ons praat, en daarna staan ons stil en ons sê, maar ek het nou nie eintlik gehoor wat het sy of hy gesê nie. Want ons lewe is so besig, ons gedagtes is so besig met die wêreldse dinge en wat om te doen en wat om nie te doen nie en wat om uit te sorteer en waarna om te kyk, dat ons nie baie kere ag op mekaar gee nie. Dan baie kere dan het U en ek ook al verseker op die pad gery of iewerste gewees, wat ons duidelik hoor, die Here sê, moenie daardie kant toe gaan nie. Moenie daardie kant toe gaan nie, gaan daardie weg, wat ek vir jou wys. En ja, ons as swak mense, gaan baie kere daardie kant toe, wat ons graag wil gaan, en dan besef ons, weet jy wat, ek moes nie eintlik daai kant toe gegaan het nie, ek moes eintlik daai kant toe gegaan het, wat die Here vir my baie, baie duidelik gesê het. Ek het eendag op die pad gery, baie jare gelede, en daar's 2 of 3 paaie waartoe ek kan gaan, terug Pretoria toe, en ek is al reeds op hierdie pad, en die Heilige Gees sê vir my, draai om, moenie op hierdie pad gaan nie, gaan soontoe, en ek ry nog en ek ry, en die Heilige Gees praat weer baie duidelik met my, moenie op hierdie pad gaan nie, gaan op hierdie ander pad.
en ek draai om, en ek ry die ander pad. Baie later by die huis gekom, en daardie aand hoor ek op die nuus dat daardie pad wat ek sou gery het, waar daar vloedwater was, waar daar karre binne in water vasgesit het op daardie stadium en daardie aand, in daardie storms, waar daar plaasgevind het, wat ek op daardie stadium binne in daardie vloed en daardie storm sou gewees het, as ek nie gehoorsaam was aan die Here nie. Baie persone het al vir my gesê, maar iets het vir hom gesê, moenie so toe gaan nie. Baie kere gebeur daar iets by die huis, en ons wil vinnig ry, en ons pak, en ons moet nou ry dadelik, en die omstandighede gebeur so, dat ons nie nou dadelik kan ry nie, en ons as mens begin opstandig raak, ons begin kwaad raak, julle moet gou maak, baas julle, kom, laat ons ry, en daar's altyd iets wat voorval. En dan, as dit tyd is om te ry, dan kan ons sê, Here, dankie, dat ek nie daardie tyd gery het nie. Dankie, Here, dat U my teruggehou het, weg van die gevaar af, wat op daardie pad gebeur het, waarin ek of ons betrokke sou gewees het. Dan sê die mense, maar iets het vir hom gesê. Dan sê ek, dit is nie iets nie, dit is die inspraak van die Heilige Gees, wat vir jou gewaarsku het en vir jou gesê het, moenie dit gaan doen nie. Die Here verwag van ons as mens om ook dan gehoorsaam te kan wees, en te kan luister, en te doen wat hy van ons vra. Ons lees saam uit Jesaja 30 vanaf vers 21 tot en met vers 26, het sal nou nie daar op die bord lees nie, maar vertrou maar dat ek die regte skrif lees en teksverse vir elkeen vanmôre gee. Jesaja 30. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. En julle sal verontreinig die oortreksel van jou gesneede beelde van silwer en die beslag van jou gegote beeld van goud. Jy sal dit weggooi soos iets wat besoeder is. Weg daarmee, sal jy daarvan sê. Dan sal hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees. Jou vee sal in die dag wei op 'n uitgestrekte weiveld. En die osse en die esels wat die grond bewerk, sal voer met sout eet, wat uitgewan is met skop en gaffel. En op elke hoë berg en op elke verhewe heuwel sal strome wees. Waterlope op die dag van die groot slagting, as die torens val. En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son. Die lig van die son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae op die dag, as die Here die breek van sy volk verbind, en die volk gesond, die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is. Mag die Here ook vanmôre sy kosbare woord met ons elkeen deel, en vir ons elkeen ryklik seën, dat ons vanmôre as ons hier uitgaan, sal sê, Here spreek, die diensknegt luister. Die Here sê dat daar 'n woord gespreek sal word van die weg waarop gewandel moet word. Hy wil vir ons onderrig en leer aangaande die weg waarop gewandel moet word, en hy sal die weg vir ons elkeen aanwys. En ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die Here gee vanmôre vir ons 'n woord, nie net 'n woord wat elke dag of elke Sondag gehoor word of by die huis gelees word nie, maar die Here gee vir ons 'n woord van voorspoed, van geluk, maar ook vir een van waarskuwing, dat ons moet luister en dat ons moet doen wat hy van ons elkeen vra. Die Here moet ook geken word in die vallei waar daar dooie bene is, en voel of daar geen lewe meer oor is nie. En dat die omstandighede en die tyd van swakheid en pyn, maar ook op die hoogtes moet hy verheerlik, geloof en geprys word. Die vroeë volgelinge van Jesus het na hom verwys as die weg, want om Jesus te ken is om te weet hoe om te lewe en ook waarheen om te gaan en wat om te moet doen.
Jesus het sy laaste onderwys aan sy disippels gegee, waarom hy weggaan en nie meer langer saam met hulle gaan wees nie. Maar hy het ook aan hulle die belofte as trooster gegee, dat hulle nie moet twyfel nie, maar dat hulle sal weet, dat hy weer eendag gaan terugkom. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Dit is ook dan vanmôre vir ons elkeen die blye versekering, dat Jesus weer gaan terugkom, en vir ons elkeen gaan kom haal. Ons weet net nie wanneer nie, die Here sê, julle moet altyd gereed wees. Dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid. Jesus sê dat hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei, en dan sal hy weer kom en vir ons na hom toe neem, sodat ons ook eendag kan wees waar hy is. En Jesus sê in Johannes 14 vers 4, dat ons weet waar hy heen gaan, en die weg ken julle. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Amen. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Die poort is nou en die pad is smal wat na die ewige lewe toe sal lei, en daar is min wat dit sal vind. Ons het hierdie skrifgedeeltes ook al hoeveel keer al gehoor as 'n vermaaning dat die pad smal is, dat daar min is wat dit sal vind. En ons weet ook al gehoor, breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf toe sal lei. Daar is baie wat daardeur sal ingaan. Waar is u en ek vanmôre op ons lewenspad? Is ons vanmôre by 'n kruispad wat die Here vanmôre vir u en vir my 'n keuse gee en 'n besluit gee om te sê, besluit of julle my gaan volg en of julle my nie gaan volg nie. As ons besluit om vir Christus te volg, sal ons op die smal weg wees. Sal ons op daardie smal pad wees wat na die ewige lewe toe lei. Dit is die belofte van Jesus Christus. Daar sal 'n dag en 'n tyd kom wat ons elkeen by die kruispad van die lewe sal kom. Baie kere onsself het ook al 2 of 3 of 4 kere al op by daardie kruispad gekom. Baie kere al. Ons was al op die weg van saligheid gewees, en ons was ook al op die pad van verderf gewees. Ons elkeen het al baie kansse in ons lewe gevat, ons eie idees en ons eie planne gehad om te doen. Dan die Here gesê, draai om en volg my. Amen. Wat daar gesê gaan word, Here, nie meer ek nie, maar net u alleen van vandag af. Dan sal die Here vir ons wys deur die inspraak van die Heilige Gees wat dit is wat daar skeiding bring tussen ons en hom. En dat alle verfoeisels voor sy aangesig verwyder moet word en dat daar nie verder hoef rondgeswerwe te word nie. Daar moet standvastigheid in ons lewe kom. Ons moet die dinge in ons lewens begin raak sien, geliefde broers en susters, wat 'n skeiding bring tussen ons en God. Amen. Die gewoontes wat ons baie keer as mense het, waarin ons so swak is, wat ons elke keer teruggaan, en ons weet dit is nie reg nie, ons weet dit is verkeerd, ons weet ons moet nie dit doen nie, ons moet terugkeer na die Here toe, maar die wêreld en die lewe se versoekinge het so 'n houvas op u en my, dat ons gaan sê, Here, nie vandag nie, dalk môre. Die Here sê, môre mag miskien alreeds te laat wees. As ons in die minste getrou gaan wees, dan sal die Here die vensters van die hemele weer geopen word, en 'n oorvloedige seën sal oor ons elkeen uitgestort word. Dan sal die wynstok op die land ook nie meer onvrugbaar wees nie, en die droë spruite en die riviere, en daar sal weer strome van lewende waters en ook van herstel wees. Ja, in voorsiening by die Here sal gee, en daar ook weer olie in die kanne van ons sal wees.
U en ek en ons elkeen het al by 'n droogte in ons lewens gestaan. Ons elkeen het al by 'n spruit gekom en daar was niks gewees nie. Ons elkeen het al in die môre opgestaan en gesê, Here, ek weet nie. Here, ek weet nie. Here, wat moet ek doen? Here, wat moet ons doen? Sê die Here, moenie bevrees wees nie. Halleluja. Amen. Ek sal vir jou sorg. Praise the Lord. Soos toe Elisa by die weduwee gekom het en vir haar gevra het, wat kan ek vir jou doen? Word die Here vanmôre in sy Heilige Gees se teenwoordigheid hier vra. Wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vandag vir jou doen? So het Elisa by die weduwee gekom, vir haar gevra, wat kan ek vir jou doen? Die weduwee het gesê dat 'n man dood is en dat hy skuldeisers gekom het om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Hierdie weduwee het besef dat sy in omstandighede is waar sy nie gou sal uitkom nie. Die skuldeiser is daar. Hy wil haar 2 kinders kom neem as slawe. Sy het besef dat sy hierdie 2 kinders van haar vandag gaan verloor. Hoeveel keer kom u en ek al bevind in ons lewens wat ons besef, maar dit gaan ek vandag verloor. Vandag word dit van my af weggevat. En ek kan niks daaraan, ek as mens kan niks daaraan doen nie. En ons besef, die tyd kom nader. Dit is vandag. Maar vir die Here vanmôre, soos Elisa na die weduwee toe gegaan het, ook vir ons elkeen sê, moenie benoud raak nie. Die weduwee het vir Elisa gesê dat sy niks meer oor het in die huis nie, behalwe net 'n flesie met olie wat daar is. Dit laat my terugdink aan die arm vrou wat die laaste penny ingegooi het. Almal het ingegooi en Jesus het gesê, hierdie vrou het haar laaste ingegooi. Sy het meer as julle elkeen ingegooi. Want dit was haar laaste, daar was nie nog nie. En daardie vrou het in geloof en vertroue daardie laaste penny ingegooi, want sy het op God vertrou vir voorsiening. Net so ook wat die weduwee gesê het, vrou gesê het, daar is niks meer nie. In my huis is dit alles nou leeg. Net hierdie flesie olie, dis al wat daar is. 2 Konings 4 van vers 3 tot 6. En Elisa sê, hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne. Leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne, sit weg wat vol is. Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan, maar hy antwoord daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. En ek weet verseker vanmôre, geliefdes, dat as daar nog kanne vir hierdie weduwee was, sou hierdie olie nie opgehou het. Amen. Hierdie olie sou gebly vloei, tot daar geen kanne soos wat die Here vir ons sê nie. Die Here sou die hele tyd gevoorsien het. En daarom moet hy en ek vanmôre in geloof en vaste vertroue in Here Jesus toegaan en vir hom sê, Here, hier is my kan. Vul my met u olie.
Hierdie weduwee was ook by 'n kruispunt in haar lewe gewees, wat sy geweet het, dat daar glad niks meer in die huis is nie, en net hierdie klein bietjie olie wat nog oor is. Hierdie weduwee het gehoor wat Elisa vir haar gesê het, dat sy kanne moet gaan leen, en ook nie te min nie. Elisa het gebed dat daar voorsiening vir daardie huis gaan wees, daarom het sy vir die weduwee gesê, bring genoeg kanne vir al die olie. En toe sy hoor dat Elisa vir haar sê, gaan haal nog kanne, maar jy moet genoeg bring, en gaan na die bure toe ook, en gaan haal al die kanne daar wat jy kan kry, het sy glad nie getwyfel nie, of dalk gesê, maar ek wonder of daar regtig nog meer olie kan wees vir my in my huis. Sy het 'n stap van geloof geneem, en gedoen wat Elisa vir haar gesê het om te gaan doen. Amen. Baie kere kom die Here by ons, en hy sê, vat jou laaste bietjie olie wat jy het vandag, en bring dit vir my. Die Here het vir ons geleer in sy woord, wat jy saai sal jy maai. As jy in jou leegtyd saai, dan sal die Here oorvloediglik seën. Halleluja. Dat ons nie net vanmôre die woord gaan hoor nie, maar dat ons sal doen wat die Here sê. Vertrou my alleen. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ons moet elke dag wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, want die Here sê dat hy 'n beloner is van die wat na hom sal soek. Om 'n nuwe skepping in Christus te wees beteken dat daar vernuwing en herstel in ons lewens plaasgevind het. In der waarheid kan die woord vernuwing verduidelik word as om te verander in iets nuuts en anderste. Dat ons verhouding met Jesus Christus herstel is, dat die ou sondige self verwyder is en dat ons lewe volkome herbou is. En ons moet vernuwe word deur die Gees. Halleluja. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Soos wat God die lewende water is, want hy sê dat almal wat dors het na hom toe moet kom. Kom drink die lewende water van die lewe wat vernuut is. Die Here het vanmôre 'n uitnodiging vir ons elkeen. Soos vanmôre dors het na sy geregtigheid en sy seëning en sy teenwoordigheid, wil ek vanmôre vir u bemoedig, kom ons gaan terug en ons drink van die lewende water. Daar is geen prys aan nie, want Jesus het al reeds ons elkeen die prys aan die kruis van Golgotha betaal en vir elkeen die belofte gegee van die ewige lewe. God het 'n volmaakte plan vir ons elkeen en dat ons lewens sal getuig van sy goedheid en ook sy genade. Die Here sê dat hy alles sal kom herstel en dat hy hom na ons toe sal wend en julle sal bewerk en besaai word met pynhope sal weer opgebou word. Daar sal weer 'n oes wees. Ja. Daar sal nie meer 'n droogte wees nie. Die Here sal bonatuurlik voorsien. Ek wil vanmôre vir u bemoediging gee. Bring daar die laaste in u huis, wat dit ook al mag wees. Sit dit vanmôre by die voete van Jesus neer. En hy sal voorsien. Nie miskien nie, nie dalk nie. Hy sê, hy sal voorsien, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Neem 'n pad en 'n stap van geloof en vertrou in Jesus Christus. Wat dit ook al mag wees. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. En in die daaropvolgende verse sê die Here dat ons hom sal aanroep, heen gaan en tot hom bid, en hy sal na julle luister. En ons moenie bevrees wees nie, want hy is met julle elke dag van die lewe.
God sal vir elkeen versterk en help en ondersteun met sy reddende regterhand. Is dit nie vanmôre 'n bemoediging vir u en vir my, die geliefde broers en susters, dat die Here sê, moenie besorgd wees nie. Ek ken jou omstandighede. Ek weet dat jy vandag by die kruispunt van jou lewe is, en dat jy vandag 'n besluit moet maak. Watter kant toe gaan jy stap? En die Here het vanmôre 'n uitnodiging, deur sy Heilige Gees se teenwoordigheid nou hier, het die Here vanmôre 'n uitnodiging vir u en vir my en vir ons elkeen om te sê, volg my. Ek sal julle na die beloofde land toe lei. Elke persoon se omstandighede verander sal word as ons na hom sal soek en vind. As julle na my vra, sê die Here, met julle hart. God gee die vrede, daar's 'n toekoms van hoop en verandering vir elkeen wat na die Here roep en sy aangesig elke dag sal soek. Mag die Here vir elkeen verder ryklik seën. Ons mag die seën van die Here ontvang. Want die Here sê, seën mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar. Ja, ons is al baie keer al vermaan, maar ons kan net sê, ja, ons hoor en ons luister en ons sal probeer verander. Ek gaan vir u voorlees. Ek seën vir elkeen vanmôre met die Here se seën. Numeri 6 vanaf vers 22 tot en met vers 27. Die priesterlike seën. En ontvang die seën vanmôre van die Here Jesus Christus. Ontvang die voorsiening van die Here Jesus Christus. Weet vanmôre dat die Here daardie deure wat in u en my lewe toe is, dat hy nuwe deure sal oopmaak. Weet vanmôre dat die Here die vensters van die hemele oor die elkeen geopen sal maak en sy seën oor die lewens sal uitstort en vir u sal voorsien, bonatuurlik, gesondheid, wat dit ook al mag wees. Maar ons weet vanmôre dat ons nie benoud sal raak nie, dat ons nie angstig sal raak nie, dat ons nie bang sal raak nie, maar dat ons vanmôre kan jubel en kan juig, want ons God leef vanmôre. Hy is 'n oorwinnaar. Ek sluit vir af met Numeri 6. Priesterlike seën. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê en ek sal hulle seën. Ontvang die seën van die Here Jesus Christus. Amen. En mag jy elkeen die Here se weg sal volg, soos wat U dit al reeds doen. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir die boodskap. Dankie Here vir die seëninge wat ons elkeen vanmôre ontvang het. Dankie vir die vernuwing in ons gemoed, Here, daar herstel is, dat daar omdraai weg is, Here, terug na U toe. Here, gaan voor ons uit en wys vir ons die weg en dat ons vir U sal volg. Dankie vir die liefde, dankie vir die seën, dankie vir U voorsiening, dankie vir die herstel. Dankie Here dat ons lewens sal getuig van U goedheid en U guns. Dankie Here dat ons vanmôre elkeen mag bemoedig met U woord. Spreek Here, U diensknegt luister, dat hierdie saad van die woord wat vanmôre gesaai is, in vrugbare grond gesaai sal word, daar 'n oorvloedige oes vir elkeen sal wees. Dankie vir die blydskap, dankie vir die vrede, dankie vir ons huisgesinne, dankie vir ons mans,
vir ons vrouens, vir ons kinders. Dankie vir ons vriende, dankie vir die gemeente, dankie vir die herderspaar, dankie vir elkeen wat hier as 'n lidmaat en ook besoekers is, Here. Ons dankie, Here, vir die troue sorg en dankie ook vir u genade en vir die voedsel op ons tafel. Hou die troue hand oor ons, waar ons uit mekaar uitgaan. Stuur ons, Here, waar ons moet gaan. En ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen.